Toe ek die eerste keer van Christus aansang gehoor het, was ek oorweldig met skok en opgewondenheid. Dit was die wonderlikste ding wat ek nog ooit bestudeer het. Ek het geen idee gehad dat ek sou leer dat Christus reeds gedurende my leeftyd weer gekom het nie. Voordat ek die waarheid ontvang het, het ek die Baptistekerk vir meer as 20 jaar bygewoon, want dit was die kerk wat my gesin bygewoon het. Sondagdiens is 'n tradisie wat almal ken. So, ek het elke week na die Sondagdiens gegaan en geglo dat ek 'n getroue Christen is. Toe ek groot geword het met 'n Christelike geloof, is ek geleer dat, volg net en het geloof in Jesus en hy sal my lei gedurende my lewe. Dis, al wat ek geweet het, was net 'n gered deur geloof. Nou besef ek egter dat hierdie oortuiging nie ooreengestem het met wat die Bybel geleer het nie. Toe ek die eerste keer van Christus aansang gehoor het, was ek oorweldig met skok en opgewondenheid. Dit was die wonderlikste ding wat ek nog ooit bestudeer het. Ek het geen idee gehad dat ek sou leer dat Christus reeds gedurende my leeftyd weer gekom het nie. Ek het vir meer as 20 jaar kerk bygewoon en ek het baie keer van die wederkoms Christus gehoor. Maar ek het nooit gedink hy het reeds gekom nie. Toe ek dit gehoor het, wou ek dadelik al die profesieë in die Bybel weet, alles wat oor die wederkoms Christus geleer is. Om Christus aansang te aanvaar, was surrealisties. Ek het eers gedink, glo ek regtig in Christus aansang? My redenasie aan die begin was nie, ek glo 100% in hom nie. Maar eerder, ek kan nie Christus aansang ontken nie, want alles wat ek bestudeer het was in die Bybel. So, ek het besluit ek moet aanhou studeer. Die mees beslissende oomblik vir my toe ek uiteindelik besef het dat Christus aansang God was wat in die vlees gekom het, was toe ek oor God se koms uit die ooste bestudeer het. Die eiland Patmos, waar Johannes die openbaring van Jesus ontvang het, het dieselfde breedtegraad gehad as Incheon, Suid-Korea. Hoe is dit moontlik dat Christus aansang presies oor 1000 jaar later gekom het, net soos die Bybel gesê het? Dit beteken slegs wanneer ons die Bybel bestudeer, kan ons die antwoorde op ons vrae vind en die regte geloof hê om God te vind. Ek het besef dat dit alles wys dat God stukke beweeg om sy reddingsplan op die regte tyd te openbaar. Om eerlik te wees, sodra ek van Christus aansang geleer het my hele wêreld en perspektief verander. Vir mense wat dalk probleme ondervind om in Christus aansang te glo, wil ek u aanmoedig. Vra ons asseblief sonder versuim. Identifiseer watter dele u laat twyfel, wat u laat huiwer. Sodra u die bron van u twyfel gevind het, kom asseblief na die World Mission Society Kerk van God en ontvang die antwoord deur 'n Bybelstudie. Vra en twyfel, dit is normaal, maar die belangrikste ding is hoe om dit aan te spreek. Dit kan slegs gedoen word deur die Bybel te bestudeer. Ek het self ook baie van dieselfde vrae en twyfel gehad. Maar toe ek daardie vrae aan die kerk van God gevra het hulle my altyd deur die Bybel gewys. Net soos ek weet ek al u bekommernisse en twyfel sal verdwyn sodra u die profesieë in die Bybel self sien. Want al die antwoorde is in die Bybel. Sedert ek die kerk van God begin bywoon het, was die grootste verandering in my lewe beslis my karakter. Deur die Bybel te bestudeer, wat ek nie by my vorige kerk gedoen het nie, kon ek voel hoe ek dadelik verander. Ek was kort van die meer ongeduldig, veral met mense wat nie in my pad gesien het nie. Ek was nie in staat om effektief te kommunikeer nie en het gewoonlik myself gehou. Maar dit alles het verander toe ek by die kerk van God gekom het, want hulle het my soos familie behandel. Ek het inagneming vir ander geleer, wat dit beteken om saam te werk in plaas daarvan om net te doen wat ek wil. Ek het ook begin besef en begin om diep en betekenisvolle verhoudings met ander jong volwassenes te ontwikkel. Die verhoudings wat ek jare later, selfs tot vandag toe, kon koester en voortsit. Daarbenewens het ek naby baie mense gekom wat soos mentors geword het, wat my gehelp het veral wanneer ek moeilike situasies teëgekom het. Ek is so dankbaar teenoor God Elohim dat hy my hierdie geleentheid toegelaat het om in die kerk van God te wees.